2 Timoteus 2 vers 20 tot 26. In 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besonderse gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Moet jou nie met dwaase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies veroorsaak. 'n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teestanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. Timoteus was 'n jong man wat vir die Here gewerk het en Paulus skryf vir hom en sê vir hom, jy moet wegbly van begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring. Nee, streef na opregtheid, na geloof, liefde en vrede, sodat jy uit 'n rein hart die Here kan aanroep. Paulus kom sê vir Timoteus, 'n dienaar van die Here, iemand wat vir die Here wil werk, moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, hy moet bekwaam wees om ander mense te leer en hy moet bereid wees om onreg te verdra. Ek hoop jy het dit gehoor. As jy vir die Here iets wil doen, dan moet jy ook bereid wees om onreg te verdra, want jy gaan verontreg word. Ergens op jou pad gaan jy onreg moet dra as jy vir Jesus wil werk, as jy die evangelie wil verkondig. Wees bereid daartoe, wees gereed daarvoor. Paulus sê vir hom, ons moenie rusies maak nie. Want die Satan wil so graag rusie tussen gelowiges gebruik, om ons te verdeel, want dan weet hy is ons swak, dan haal ons oë af van Christus af. Nee, sê Paulus vir Timoteus, moenie vasgevang word in allerlei strydvrae, van is dit so en gaan dit dan gebeur, en wat van dit nie. Nee, sê hy, fokus op die waarheid, op die evangelie van Jesus Christus. God is lief vir jou, hy het sy seun Jesus Christus gestuur, daarom het Jesus gesterf, omdat hy lief is vir jou. Hy het uit die dood uit opgestaan, en hy maak ons sy kinders, hy maak ons vry en ons moet vir hom lewe. Dit is die kernboodskap van die evangelie. Ons moet daarby bly, en ons moenie daarvan afwyk nie, en ons moenie ons tyd mors met allerlei strydvrae nie. Here, help vandag vir my om die begeertes wat mense tot 'n val bring, te vermy. Help vir my om in gehoorsaamheid, liefde en in vrede, saam met ander mense U te dien, U naam groot te maak en U evangelie uit te dra. Lei my Heilige Gees in U waarheid, sodat ek daarby kan bly my lewe lank. Ek wil so graag met vriendelikheid U woord aan ander mense bekend maak. Gee my daardie krag en daardie genade. Amen.